Daar's hy. OK, ons is nou die 30ste Maart en ons gaan praat oor 'n interessante tema en ek noem daai tema, as ek dit nou in Engels sou noem, This is that. This is that. Hierdie is dit. En ek, ekskuus? Hierdie is daardie. So kom ons gaan na Handelinge. Hoofstuk 2. En ek moet vir julle sê, ek het hierdie soortgelyke, nou nie presies dieselfde nie, soortgelyke preek gehoor seker miskien 40 jaar terug. En dit het my regtig aangeraak en ek wil dit nou deel met julle want ek dink dit is baie pertinent vir hierdie herlewings wat ons oor praat, vir die huisgroepies. Ek kry mense wat vir my bel en sê wat dink ek van huisgroepies en regtig wil ernstig praat daaroor. Ek het 'n paar gemeentes wat vir my boodskappe stuur en sê asseblief kom help ons en gee disippelskap tipe lering. Ons wil groei as 'n groepie. Dit is skielik in die laaste paar weke is dit weer en weer van verskillende mense wat ek hierdie versoeke kry. Ek meen ek kry altyd versoeke, maar skielik is dit sommer die hele klomp. Hulle wil hê ons moet bedien oor hierdie tipe ding. So ek gaan kyk na Handelinge hoofstuk 2 en vers 1. Handelinge 2 vers 1 en julle weet die Handelinge 2 gaan oor Pinkster, nê? Nee, dis wat gebeur het op Pinksterdag. So dit begin daar en ek gaan elke nou en dan bietjie na die Engels ook kyk. In Afrikaans sê dit en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. Nou ek dink die King James said also when the day of Pentecost was fully come. Dis 'n interessante ding. Nie net aangebreek het, maar fully come. Dit het sy dag en sy datum gehad wat dit moet kom en toe dit op die regte tyd was, toe was dit daar en hulle was almal bymekaar op die regte plek op die regte tyd. Dit is 'n interessante ding. The day of Pentecost was fully come. As dit sê fully come, dit beteken dat die profete in die Ou Testament weer en weer verskillende profete daaroor gepraat het, daaroor geprofeteer het, oor baie dinge geprofeteer het en nou is dit besig om te gebeur en dit was op daai dag Pinkstertyd. Vers 2, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. Ruach is die naam vir die Heilige Gees, dit beteken wind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. So, hierdie is 'n merkwaardige ding. Dit is asof hulle was in gebed, hulle self voorberei, maar hulle het nie mooi besef wat gaan gebeur nie. As jy bietjie teruggaan, dan sien jy waar Jesus met hulle gepraat het. En hy het vir 'n lering gegee. Vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuienis wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Dit is Handelinge 1 vers 8. En hy sê vir die disippels, hulle moenie uitgaan nie. Onthou die disippels het sy dood gesien, verskriklike dood op die kruis. Hulle die opstanding, hulle het Jesus gesien na die opstanding. Jesus het aan hulle by hulle aangekom en hy het die skrifte vir hulle gegee en dan sê dit, nou ons gaan later na daai skrif kyk waar hy hulle
oë geopen het om die skrifte te verstaan. En dis die Ou Testament skrifte wat van al hierdie dinge gepraat het. En dan sê hy vir hulle, julle moet nêrens gaan nie. Hulle het al hierdie dinge, hulle verstaan nou dit, al hierdie dinge het gebeur. En dan sê Jesus vir hulle, julle moet nêrens gaan nie, julle moet wag tot die regte tyd. En julle moet bid, en op die regte tyd sal dit gebeur. En dan begin hoofstuk 2, op daai tyd toe dit regte tyd was, het dit gebeur. So, wat ek verstaan van hierdie is, niks gebeur sommer maar net nie. In die geestelike realm. Dit is geprofeteer van Genesis af. Verskillende dinge wat sou gebeur oor die eeue heen. Dis nie net sommer net nie, toevallig nie. En hier sien ons Pinkster tyd wat hulle almal gevul is met die Heilige Gees, en dan kom daar 'n hele klomp mense saam gedrom daarso om te hoor wat gaan hierso aan, en hulle hoor hierdie mense, hierdie Galileërs in tale praat, hulle eie tale, hulle verstaan soos wat die disippels in hulle tale, daai Meders en Parteërs en so aan in hulle eie taal nou die Here verheerlik en vertel die getuienisse in daai mense se tale vertel, en hulle wonder, wat is dit? Hoe is dit dat hierdie mense in ons taal praat? So sien jy daarso vers 11, hoofstuk 2 vers 11, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê hulle is vol soetwyn. So in ander woorde, nie al die mense die tale verstaan nie. Party het net gespot, maar ander het dit verstaan, maar hulle was verbaas. Nou vers 14. Staan Petrus op, sê daar so, maar Petrus het opgestaan met die 11. Onthou, hier is dieselfde Petrus wat net 50 dae voor dit, 50 dae voor dit, Jesus verloon het. Te skaam was om vir 'n klein jong diensmeisie te sê, ek ken Jesus. Dis hy wat opstaan voor hierdie skare. Wat het met hom gebeur dat daar so radikale verandering in hom kom? Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur van die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. In die Engels sê dit, this is that. This is that. Hy haal aan die Ou Testamentse profete, wat daar gesê is in Joël en ander profete later soos wat ons aangaan. Hy haal aan daarso en hy sê, hierdie wat julle sien, is presies wat daai profete van gepraat het. Is dit nie interessant nie? Is dit nie iets wat ons vandag sou hê nie? Iemand wat opstaan en sê, hierdie ding wat hierso gebeur het in die wêreld, dit is wat so en so profeet gesê het, 2000 jaar, 3000 jaar, 4000 jaar terug. Dat hulle daai somme kan maak en daai by mekaar sit en sê, this is that. Hierdie wat julle hierso sien. En ek is seker julle besef, soos wat julle die skrifte lees, dat die Fariseërs en Sadduseërs elke Sabbatdag in die sinagoges die mense geleer het van die Messias wat eendag kom, en daar was baie gepraat oor die Messias en hoe sou dit wees, en daar was baie gesprekke. As jy sien wat verskillende mense oor praat, sien jy, maar hierdie was 'n gesprek wat gedurig deur in daai omgewing oor gepraat was, die Messias wat kom. En nou skielik sê Petrus hierdie dinge. Hierdie is wat daar geprofeteer is. Vers 16 weer, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. This is that which was spoken through the prophet Joel. En ek quoteer uit Joël.
Nou onthou, hy het nie 'n preek voorberei nie. Hy staan op waar al hierdie mense kom en hy quoteer wat Joel gesê het. In ander woorde, daai woorde is in sy hart ingebrand. Vers 17, hy quoteer: En in die laaste dae, spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en ook op die diensknegte en die diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En dan gaan hy aan met daai profeseë. Die son sal verduister en voor die groot dag van die Here kom. Daar's verskillende ander dinge wat ook sou gebeur. Dan vers 22 sê: Luister, Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus die Nasareëner, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is. In ander woorde, is God wat dit beplan het en deur sy profete dit geprofeteer het. Hierdie wat gebeur het, was nie sommer toevallig nie. Het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou word. Want Dawid sê van hom, nou quoteer hy die psalms. En ek wil net julle herinner, hy het nie hierdie preek voorberei nie. Dis in sy hart gebrand. Nou quoteer hy wat Dawid sê in die psalms. Dawid sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop. Daar's die rus ook, wat ons nou die dag oor gepraat het, die Sabbatsrus. Want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. U het my die wee, Dawid spreek met God, u het my die wee van die lewend bekend gemaak. U sal my vervul met vreugde by u aangesig. Broeders, ek kan vryuit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Hierdie Dawid wat daar geprofeteer het, is dood. Sy graf is hier by ons. Vers 30, omdat hy dan 'n profeet was, en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek, om op sy troon te sit. Daar is 'n hele wonderlike tema ook. Uit Dawid het die Christus gekom, en Jesus kom terug om op die troon van Dawid te sit, sy troon. Het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie die doderyk verlaat, in die doderyk verlaat is nie, en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek. Julle het hierdie Jesus gesien, hy het tussen julle gestap, hierdie selfde Jesus het God opgewek. Dink net die impak wat daai woorde het. In hulle midde, in die laaste paar jaar het Jesus wonderwerke gedoen, en skielik besef hulle, maar hierdie was die Christus. Vers 33. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, hy het eers die belofte ontvang van die Vader, het hy dit uitgestort, wat julle nou sien. Jesus het die belofte van die Vader ontvang, die Heilige Gees, en nou het hy daai Heilige Gees uitgestort. En dis wat vandag gebeur het, sê hy. This is that. Hierdie is daai wat geprofeteer is. Want Dawid het nie in die hemel opgevaar nie, maar hy self sê, die Here het gespreek tot my Here sit aan my regterhand. Hy het daai woorde wat God
aan sy seun gesê het, sit aan my regterhand, het hy gehoor en hy het dit uitgespreek en geprofeteer. Ons lees dit, sit aan my regterhand. Totdat ek u vyande gemaak het 'n voetbank van u voete. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet. Die hele huis van Israel is 'n term wat gebruik is in die Ou Testament van al 12 stamme. Die hele huis. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Dink hoe daai mense daai woorde ontvang het. God het die Christus gestuur. Ons het hom gesien en ons het hom doodgemaak. Hoe dink jy moes hulle dit dan ontvang het? Wow! Ons het die Christus wat ons van gehoor het oor die eeue heen wat vir ons vertel as die Christus kom. Ons het hom gaan staan en doodmaak. Toe hulle dit hoor, vers 37, is hulle diep in die hart getref en vir Petrus en die ander apostel gesê, wat moet ons doen, broeders? En hy sê, bekeer julle, laat elkeen gedoop word en julle sal die Heilige Gees ontvang. In ander woorde, daar's vergifnis vir julle. Hierdie moes gebeur. Dis wat die profete gesê het gaan gebeur. This is that which the prophets spoke about. En vriende, ons is in die laaste dae waar baie van wat die profete gespreek het besig is om te vervul te word. En Paulus, van hy praat van die eindtye, sê daarso in Tessalonisense, ek wil nie hê julle moet onkundig wees oor hierdie dinge nie. Julle het dit al ooit gelees? En wanneer hy met die Korintiërs praat oor die Heilige Gees, sê hy ook dieselfde woorde, ek wil nie hê julle moet onkundig wees oor hierdie dinge nie. In ander woorde, hy wil hê ons moet weet. Ons moet hierdie dinge verstaan. Kom ons gaan na Petrus, die brief wat Petrus geskryf het, 1 Petrus en hoofstuk 1. My skat, kan jy vir my wacht? Dis genoeg, sal jy omgee. 1 Petrus en hoofstuk 1. Hierdie is kosbare woorde, kosbare profesieë. Is nie baie wat ons oor profetiese woorde praat nie, maar ek dink ons moet meer en meer daaroor praat. Want dit is belangrik om dit te verstaan. Is iemand probeer om iets te sê? Nee. Okay. 1 Petrus 1 vers 3. Ek lees nou 'n stukkie hier net om 'n konteks te kry. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Hy wys terug na die opstanding. Sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelkende erfenis kan verkry, wat in die hemel bewaar is vir ons. Hier's 'n kosbare skat wat in die hemel bewaar is vir ons. Ons wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daar's 'n salvation, saligheid, salvation, wat geopenbaar is, sal wees in die laaste tyd. Vers 6, waarin, in daardie saligheid, daai salvation, daarin verheug julle heel. Hierdie saligheid wat julle ontvang het, deur die profete geprofeteer en nou vervul, hierdie saligheid, daarin verheug julle heel. Ons is vol vreugde. Al word julle nou, as dit nodig is, in kort tydjie bedroef deur allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, wat deur die vuur gelouter word,
bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet, in wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. En die einddoel van die hele geloof, die einddoel, dis wat voor die grondlegging van die aarde voorberei is. Daar's 'n einddoel vir die geloof wat julle het, wat ons het, vir die saligheid, die salvation wat ons het. Daar's 'n einddoel daarvan. Die saligheid van julle siele verkry. Daar's 'n einddoel, die saligheid. Nou vers 10. Dis nou uh um wat sê mense, voorbereiding net vir die wat ek nou gelees vir 'n voorbereiding vir vers 10 wat ons nou gaan lees. So hy praat van die saligheid, hy praat van die geloof wat hulle het, hy praat van die vreugde, hy praat van die verdrukking wat hulle ontvang. Alles daai is deel van hulle Christelike lewe. En nou vers 10. Aangaande hierdie saligheid, this is that. Daai wat geprofeteer is, die saligheid wat sou kom, aangaande hierdie saligheid, het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir ons bestem is, ondersoek en nagevors. En hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was gewys het. So die profete het woorde gekry om te spreek wat hulle self nie verstaan het nie. Jesaja, Jeremia, Esegiel, Daniel, die klein profete, Hosea, Joel, almal van hulle, Dawid, die psalms, Moses was 'n profeet ook. Hulle het almal oor hierdie saligheid gepraat. Moses het gesê God gaan 'n profeet opwek, net soos ek. Na hom moet julle luister. So hierdie profete, soos wat hulle hierdie uitsprake maak, sê maar Micha, praat daarso van Bethlehem, in Bethlehem gaan 'n kind gebore word. Jesaja praat van die lyding van die Christus. En so praat verskillende mense, sy naam gaan wees Immanuel, God met ons. En hierdie verskillende klein gedeeltetjies wat deur die profete uitgespreek is, bespreek hulle die profete saam en hulle doen navorsing en probeer uitvind hoe lyk hierdie saligheid waarvan hulle self geprofeteer het. Hulle verstaan dit nie. Ons lees aan. Ek lees weer vers 11. En hulle het nagespeur op watter hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was. Die Gees van Christus was in hulle gewys het, toe hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Alles daai was geprofeteer. Gaan kyk maar na die Nuwe Jerusalem. Jy vind dit daar so presies die beskrywing in Openbaring 21:22 is wat jy in Jesaja 66 daar rond lees. Amper woord vir woord. Vers 12. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur die evangelie van julle verkondig het. En in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is. Dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Hierdie profete het verlang, hulle verstaan nie wat hierdie woorde is, maar die Gees is in hulle en die woorde loop uit soos 'n rivier van lewende water, dit loop uit, maar hulle verstaan nie wat dit is, en al wat aan hulle geopenbaar is, dis nie vir julle tyd nie, is vir 'n ander generasie. Ek dink dit moes taamlik frustrerend gewees het, is dit nie? Maar Here, ons wil weet.
En dan kyk hierdie laaste stukkie. Dinge waarin die engele begeerlik is om in te sien. Vriende, nie Mm. eers die engele weet nie. Dit is kosbare skatte wat verberg is tot op sy presiese tyd. Toe die Pinksterdag Mm. volledig daar was. Tjoem, daar is dit. En elke deeltjie toe Jesus daar met die kindertjies vir hulle bedien en toe die kinders sing Hosanna en al die gebeure toe hy siekes gesond maak en die armes bedien en so en elkeen van daai gebeure in Jesus se lewe was 'n profesie. Iewers daarso, Jesaja, Jeremia, wat ook al. Jeremia het baie gepraat van die lyding van Christus, so het Jesaja, die lyding van Christus. So soos wat Jesus lewe en daar stap in Galilea en oral en die dinge doen, vervul hy profesie, vervul hy profesie weer en weer. En weer sê Jesus, maar weet julle nie wat die skrifte sê nie vir hierdie dinge nie. Hy selfs vir die skrifgeleerdes iets wat my baie interesseer is toe hy 12 jaar oud was sit hy in die tempel met die skrifgeleerdes om hulle en hy vra wat van daai skrif, wat van daai skrif, wat van daai skrif. Mm. 12 jaar oud was hy en hy vra vir die leraars van Israel wat van hierdie skrif. Hoe is daai skrif vervul? Hoe gaan daai skrif vervul word? Net 12 jaar oud. En die skrif, profetiese skrif, hy lewe die profetiese skrif. En weer sê hy vir sy disippels, maar die skrifte het dit gesê, die skrifte het dat gesê. En waar hy net voor sy lyde daarin uh um in die tuin van Getsemane, waar Petrus daai soldaat wou veg met die swaard en so aan, sê Jesus, hoe sal al die skrifte dan vervul word as ons nou veg? Ek gebruik my eie woorde daar. Sit jy? Sit jou swaard weg, Petrus. Hoe anders sou die skrifte vervul word? Jesus het die skrifte geken, die profetiese skrifte en hy het gelewe volgens daai profetiese skrifte en elke keer was dit 'n this is that oomblik. Dit is wat Jesaja gesê het. Dit is wat Jeremia gesê het. Dit is wat Daniël gesê het. Baie van daai profete quoteer hy. Dinge waarin engele begeerig is om te sien. Ek kan sien die engele verlang om hierdie dinge te sien. Wat van ons? Wat van gelowiges vandag? Is hulle geïnteresseerd in die profetiese woorde of is dit maar net hearsay? Onlangs het iemand vir my gesê, ag maar daar's baie wat was die woord baie interpretasies. Ja, daar's baie interpretasies, maar daar's net een waarheid. Ek reg? Daar's net een Mm. waarheid en ons moet soek vir daai waarheid en God het gesê, Jesus het gesê, vra en aan julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en die deur sal vir julle oopgemaak word. En Jesus het die skrifte vir hulle oopgemaak, die waarheid vir hulle oopgemaak. Die ding van daar's baie interpretasies maak mense deurmekaar, want wat dit basies sê is niemand van ons kan dit verstaan nie. Ek het al dominees gehad wat dit vir my gesê het. Niemand kan verstaan nie wat daar so baie interpretasies. Nee vriende, daar's net een waarheid. En ons moet soek daarvoor. So kom ons gaan na Lukas hoofstuk 24. Lukas hoofstuk 24. Nou die laaste hoofstuk van Lukas, baie profetiese hoofstuk hierso, laaste paar hoofstukke, Lukas 24. Vers 44.
24 vers 44. Dis nou reg aan die einde, Jesus verskyn aan die disippels, waar hulle in die kamer wegkruip. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. This is that. Wat julle hier deurgegaan het, wat julle gesien het, alles wat julle ervaar het hierdie laaste 3,5 jaar, veral hierdie laaste lyding en so aan. This is that. Dit is geprofeteer. Julle het gelewe in 'n profetiese vervulling tyd. En kyk dan vers 45. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die 3de dag van die dode opstaan. En bekering en vergifnis van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. Het julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly tot julle toegerus is met die krag van hoogte. Moenie julle eie ding doen nie. Julle wag tot die regte tyd. Julle gaan toegerus wees deur die krag van die Heilige Gees om daai werk te doen, om hierdie boodskap vir al die nasies oral oor die wêreld uit te stuur. Maar hy open hulle verstand om die skrif te verstaan. Nou, iets interessant daar, so hy open hulle verstand, so nou verstaan hulle die skrifte wat hy gedurig deur vir hulle gesê het. Hulle verstaan dit. Hulle is van 'n lering punt, is hulle volledig toegerus nou. Hulle die lering ontvang, hulle die lering verstaan. Maar is nog nie genoeg nie. As ons net lering kry sonder die Gees, is dit nie genoeg nie. Ons moet die Gees hê wat daai lering vat en realiteit maak. En ek besef met wat ook al lering die Here vir my gee om vir mense te gee, dit kan niks doen as dit nie in die Gees ontvang is nie. Dit kan nie mense se lewens verander nie. Die lering is belangrik, maar dit het die werk van die Heilige Gees nodig om die ore oop te maak en die krag te gee om in daai lering nou met die Gees te begin bedien. Ja. Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand net weer so by u voete kon sit en net net weer kan besef, kan besef hoe man ek nog weet en hoe baie daar is om te verstaan en te leer. En dankie vir Henry en Mandy wat vir ons die woord oopbreek stukkie vir stukkie en dat ons dit kan stukkie vir stukkie eet en dit kan verstaan en dit is net so voorreg om te kan deel. Dankie dat ons dit weer ek vanaand weer kan besef dat niks gebeur toevallig nie. Dat jy het 'n plan vir alles wat in ons lewe gebeur. Dankie dat ons kan uitsien na u koms, dat ons kan uitsien, opkyk, ons oë op u plaas elke dag in hierdie moeilike tyd wat ons lewe. En dankie dat ons kan weet dat u het vir ons iets baie beter voorberei as wat ons op aarde het. Dankie vir die voorreg, Here, om getuienis te wees van wonderwerke wat gebeur het die afgelope week. So ook getuienis kan wees van wonderwerke wat in die toekoms gaan gebeur. En help vir ons, Here, om elke dag met u liefde en u vrede en u vreugde, dankbaarheid uit te leef teenoor almal wie ons in aanraking kom. Wil u met ons wees hierdie week en wil u elkeen seën in Jesus se naam.
Amen. Amen. Baie dankie. Dankie julle. Hierdie Mooi week vir julle almal. Dankie.